En dis die gedagte wat ek vanmôre met julle wil deel, is in oorvloed. Oorvloed is iets wat ons almal van praat, is wat die woord vir ons vertel, en is meer as wat ons nodig het, nee. Dis die basiese definisie van oorvloed, is meer as wat ek en jy eintlik nodig het, wat ons mee te doen het. Dit is wat God vir my, hy wil dalk ook saam preek, julle. Maar dit is wat Johannes 10 vers 10 sê vir ons, die vyand kom om te slag en te verwoes en te verskeer, maar God het gekom, Jesus het gekom, om nie net lewe te gee nie, maar dit van oorvloed. En dis nie die materialisties nie, dis nie die fisiese nie, dis die geestelike, dis die dinge wat nooit eintlik altyd gesien kan word nie, wat God vir my en jy wil gee, en hy wil dit in oorvloed vanmôre vir jou gee. Wil jy dit hê vanmôre? Wow, ek sien verkeerde kerk vanmôre. Wil jy dit hê? Ja, dankie tog. Ek dink kyk, ek praat met die verkeerde mense vanmôre. Ek wil die oorvloed beleef van Christus Jesus. Johannes 7 vers 37 tot 38, dit gaan op die bord ook verskyn. Ek lees uit die 53 vertaling wat sê, jy kan jy daar vinnig gou oopmaak, ek gaan vir julle kans gee. Dit sê, en op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Wanneer ons na hom toe gaan ons oorvloed beleef. Ek het nog nooit in my lewe na huis toe gaan en nie oorvloed beleef nie. Het mag nog in die stilte gewees het, het mag nog vrede gewees het, krag gegee het, maar ek het nooit leeg by God uitgestap in sy teenwoordigheid. Nooit nie. Altyd oorvloed beleef, altyd sy guns beleef, want dis wat hy doen, dis wat hy deur sy gees doen, en as gevolg van daai oorvloed, kom daar vrug. Jy kan nie in oorvloed in Jesus sê, en nie vrug dra nie. Jy moet vrug dra, wanneer jy by hom is. Jy moet dit doen, en dis my eerste punt wat ek wil stil staan vanmôre is, oorvloed bly nie by my nie. Dis so 'n outomatiese ding wat binne my gebeur, dit wat binne vloei, moet uitgaan. As jy kraan ooplos in die wasbak, wat gaan gebeur? Oorloop. Waar het ons al gebeur? Dan moet ons vloere mop en dan skal jy self uit, want hoekom nou? Of jy skal die mense van Eskom uit, want die load shedding, en dit gebeur, maar dis wat oorvloed gebeur, dis wat gebeur as dit binne na buite toe vloei. Daar gebeur iets. Lewe spruit na voort op die einde van die dag. En Psalm 1 vers 3 sê, hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra, en waarvan die blare nie verdroog nie. Ek en jy vanmôre is 'n boom. Jesus is die lewende waters, en ek en jy is 'n boom, en jy moet vrug dra. En elkeen hier vanmôre dra 'n verskillende tipe vrug. Elkeen dra vrug in 'n ander seisoen, as wat die ander ene sou doen, né? En ons blare moet blink en mooi wees, moet nie verdroog nie, want dan weet ons dis goed versorg. Stem julle saam? Dis deel van dit, en dis wat beteken om in oorvloed te leef, maar hier is die ding is dat oorvloed is nie noodwendig vir my en jou nie. En dink, nee, maar hoe werk dit nou? Dit getuig van Jesus Christus, wat vrylik vir my en jou gegee is, en gaan my en jou lewe dit getuig vanmôre? Gaan jy as kind van God, wat hier vanmôre sit, wat hierdie boodskap luister, wat hier is, 'n getuienis wees van oorvloed? Getuig jou lewe daarvan. Want baie keer kyk ek na gelowiges, ek kyk na myself en dink, "Joe, Armand, dit lyk of jy in oorvloed leef nie." Jou lewe, jou getuienis, die manier hoe jy praat, die manier hoe jy mense hanteer, getuig nie van Christus se oorvloed in jou lewe in hierdie oomblik nie. En ek en jy is draers van sy invloed, van sy oorvloed. Ons is draers van die vrug wat Christus deur sy strome van lewende water vir my en jou gee. Ons gaan 'n videoklip speel. Moenie skrik, die vroutjies nogals opgewonde. En ek wil net hê julle moet sien wat doen hierdie vrou. En dan gaan die ligte aansit as julle vir my Johan daar kan aansit. Ons gaan vinnig na die videoklip. He's the strength. He's the strength of my life. Fear thou not. Come on. For I am with thee. Be not. Dis net 'n kort videoklip
Hoe oud dink julle is hierdie tannie? Sy's 100 jaar oud. Dit is nog ons next level, nee. Ek dink sy is 100 jaar oud, tannie Linda. Maar daar's oorvloed in haar. Daar's hierdie blyheid. Daar's van hierdie ding van ek kan nie sonder U nie. Jesus Christus is in my en daar moet iets uit my uitborrel van sy oorvloed, van sy goedheid, van wie hy is. Maar dan is so, die Here is goed vir my. Nee? Is dit so nie? Dis so ons baie keer maak, ag jy weet dit gaan goed. Dan dink ek regtig, kry net lewe. Vir alles wat goed en wel is, laat net al wys jy dien God ten minste. Daar's oorvloed in haar en dit bly nie by haar nie. Sy deel dit met die mense, sy deel dit met die gemeente en sê dis wat Jesus vir my gedoen het. Hy is in oorvloed. Ek hoef nie te vrees nie, want hy is met my. Is dit jy vanmôre? Is daar regtig waar oorvloed in jou lewe vanmôre? Van Jesus Christus, kan mense getuig daarvan, kan hulle dit beleef by jou vanmôre, kan hulle dit sien vanmôre? Of is jy treurig in jou geloof? Is jy traag? En half die woord pathetic. Ons is nie pateties nie, kerk. 'n Kind van God moet nie pateties optree nie. Daar's oorvloed wat vir jou gegee word en gegee is en ons moet dit doen. Ons moet dit leef. Neem dit swaar gemoed en ja, ons kom moeilike tye. Dawid het moeilike tye gehad. Ek deel met Pastor Wouter in Psalm 3 sê hy, ek lê my kop neer en ek gaan goed rus, want God sorg vir my vanmôre. Terwyl sy seun Absalom hom vervolg, sê daar, weet jy wat, ek gaan lê en ek gaan 'n goeie nag rus hê, want God gaan môre vir my ook sorg. Dit beteken ons iets binne hom, dit beteken ons oorvloed. Kan jy as 'n man die koelteboom, die vrugdraer wees vir jou familie vanmôre? Is Jesus Christus se oorvloed in jou lewe as 'n man, sodat wanneer jou vrou, wanneer jou kinders by jou kom, dat hulle onder 'n koelteboom sal kan sit? Dat hulle die vrug kan eet van Christus se oorvloed by jou as man. Dat mense by jou as gelowiges sal kom en nie net droë takke en 'n kaal boom sal sien waar dit blare afgeval het nie, maar dat hulle 'n tuiste sal vind, dat hulle die teenwoordigheid van Christus sal beleef, dat strome van lewende water by jou sal wees. Is jou blare droog vanmôre? Is jy geplant by waterstrome? Want as jy nie is nie, gaan jy niks kan gee vanmôre nie. Want as jy nie iets ontvang het, jy kan jy ook dit nie gee nie. Dis hoekom ons by hom moet wees. Jy kan nie 'n kind van God wees en vir mense wil iets doen, vir sy koninkryk iets doen, maar jy gaan nie na die bron toe nie. Jy gaan nie na die een toe wat vir jou strome van lewende water gee nie. Jy moet by hom uitkom. Jy moet hom deel maak van jou lewe elke dag, soos hy van my en jou verwag. Die tweede punt en ook die laaste punt is vrot of vars. Het jy al ooit verby 'n vrugteboom gestap en daar's vrot vrugte? Daai reuk is nie aangenaam, so suur, soet reuk. Jy soos daar's vliee, daar is muggies, jy hardloop eintlik weg want jy wil nie wees nie. Want daar's te veel vrug op dit gewees en toe val dit en dit vrot. Niemand het gesorg na die boom nie. Die vrugte was nie gepluk nie. Daar was enige iets gedoen rondom die boom nie. Almal wat hierso vrouens wat jams maak, konfyt maak. Julle moet julle hande opsteek dat ons kan weet waarna om toe te gaan, hè. Maar julle weet, die mense wat na vrugteboom kyk, jy moet hom sorg, jy moet pluk. Navorsing wys as jy 'n boom gereeld gaan pluk, as jy sy vrugte genoeg gaan pluk, gaan hy beter en hoër kwaliteit vrugte dra, groter vrugte dra, nê? Dis interessant om dit te weet dat hoe meer spasie daar is daar meer groei moontlik vir vrugte. En dit is wat ek en jy moet doen. En God gaan aan my en jou snoei. En hy gaan aan my en jou werk, maar mense gaan ook deel moet hê van jou. Mense gaan nie, hierdie geloof wat ons het, Jesus Christus, is nie 'n selfsugtige geloof nie. Dis 'n geloof wat deel. Dis 'n geloof wat deel maak. Dis 'n geloof wat sê, hierso is Jesus vir jou. Het jy begin vrot omdat jy nie bereid was om Jesus met mense te deel nie? Het jou vrugte begin suur word en vrot en wurms kry, omdat jy nie bereid was om met iemand te deel nie, omdat jou oordeel so groot was oor 'n persoon en sê, hulle verdien nie dit nie, terwyl Jesus het vrylik vir jou gegee en sê, deel dit net uit, en jy het nie uitgedeel nie, en daar stink jy en jy vrot, en die vrug
is te vergeefs wat jy gedra het. Want jy kan in die woord tyd spandeer, jy kan Bybel lees, jy kan in tale bid, jy kan hom beleef, maar as dit nie uitgaan nie, as dit nie deel van hierdie samelewing word nie, as jy nie bereid is om Jesus te deel nie, as jy nie bereid is om die oorvloed te deel wat hy vir jou gegee het nie, en as jy jouself hou, gaan jy verdrink in daai strome. Paulus sê, jy is vet gevoer aan die melk, jy is vet gevoer, jy moet al lank by die vaste kos wees, maar jy is nie. En ek en jy kan nie meer vet gevoer wees, ons moet deel. Ons moet mense van Jesus vertel, ons moet die oorvloed, die volheid van Jesus Christus aan die mense aan die wêreld daar buite vertel. Hoe lyk jy vanmôre? Is jy versorg? Kry jy kunsmis? Nie fisies nie, maar kry jy sy woord daagliks? Snoei hy aan jou? Snoei sy woord nog aan jou? Want ons hou nie van as God aan ons snoei nie, nê? Ons wil die oorvloed hê, maar die proses wat die oorvloed vir my en jou gee, is om ook gesnoei te word. Nê? 'n roosboom word gesnoei sodat hy mooier en lekkerder reukvolle rose kan laat groei. En as God nie aan jou kan snoei nie, gaan jy nie vrug dra nie. Hulle navorsing wys ook, hulle noem dit, as ek dit reg noem, benign bearing, dat as die boom te veel vrug dra en dit vrot, gaan hy die volgende seisoen minder vrug dra. Jy kan nie bekostig om nie die oorvloed te deel nie, want die volgende seisoen gaan jy wonder, wat gaan aan, Here? Ek bid soveel dinge, maar jy was nie gehoorsaam in die vorige seisoen nie. God wil jou gebruik in elke seisoen, in elke deel van jou lewe. Wil hy moet vrug dra. Johannes 15 vers 4 tot 5 sê, julle moet in my bly en ek in julle. 'n loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. Jy kan nie oorvloed hê sonder Christus nie. Ek sê dit vanmôre uit liefde, uit vermaaning. Jy gaan nie 'n beelddraer en 'n vrugdraer van Christus wees as jy nie by hom uitkom nie. Hy wil dit hê. Maar wil ons dit hê? Dis die groot vraag. Jy kan sê ek soek dit pastoor, maar as jy regtig waar by die punt, gaan jy jouself dissiplineer in sy woord, gaan jy jouself tyd maak, gaan jy regtig waar toepas dit wat die woord van God vir jou vanmôre sê, wat hy vir jou elke dag sê in jou lewe. Stephen King sê die volgende, en ek wil hiermee afsluit. Hy sê, a life without love is like a tree without fruit. Jesus Christus se liefde is die oorsaak van oorvloed vanmôre in my en jou lewe. Dis nie iets wat ek en jy gedoen het nie, is nie omdat jy spesiaal en oulik is nie. Ons is almal in God se oë spesiaal. Maar as gevolg van Jesus se liefde wat op die kruis vir my en jou gesterf het, en as gevolg van die kruis kan hy vir my en jou oorvloed bring in my en jou lewe, want die prys is betaal en daai liefde is uitgestort vir my en jou, en dieselfde liefde moet by my en jou wees en uit my en jou uitvloei, soos God van my en jou verwag. In jou huwelik, in jou besigheid, met die opvoeding van jou kinders, met die mense wie jy mee omgaan. Want oorvloed is vir almal beteken, maar nie vir die draer nie. Dit klink vreemd om dit te sê, maar jy beleef oorvloed. 'n boom kan nie sy eie vrug eet, dit is vir iemand anders te gemaak. Ek het nog nooit 'n boom gesien wat sê, "Jesus, hierdie appel is lekker nie." Nee. Jou oorvloed is vir die persoon langs aan jou vanmôre. Dis vir jou vrou, dis vir jou man, dis vir jou kind, dis vir die verlore siel, sodat Jesus iets binne hulle en deur hulle kan doen. Kom ons in hierdie oomblik, kom ons sluit ons oë. Terwyl ons so bewustheid het van die Here, wil ek jou vra dat jy introspeksie sal doen vanmôre in jou hart. Dat jy sal vir die Here vra, Here, waar het ek begin lek? Waar het ek begin wegbeweeg van U as lewende waters, as die stroom wat lewe gee, Here? En dat ek sal terugkom, ek sal plant by waterstrome waar daar rus is, waar ek vrug kan dra vir hierdie wêreld.
Dat mense sal sien, Jy's 'n liefdevolle God, Jy's 'n God wat beskerm, Jy's 'n God wat in oorvloed gee vanmôre. Dalk was jy selfsugtig geweest wanneer jy gesê mense was nie waardig van Jesus Christus nie, maar ek en jy is nie waardig van Christus vanmôre nie. Maar tog het hy gekies om lewe te gee en dit in oorvloed vir jou en vir my. Here, ek kom bid vanmôre vir ons. Want ons is almal skuldig, nie een van ons is nie skuldig hieraan nie, ek self inkluis, dat ons hier sal deel met die wêreld, dat ons die oorvloed van Christus Jesus sal uitleef, dat ons nie sal swaar en met murmurering sal uitleef, maar met die oorvloed van Christus binne my sal sê, ek leef as gevolg van Jesus Christus, hy leef hier in my hart, maar Jesus leef vandag, hy leef hier in my hart, en daarom kan ek juig, daarom het ek 'n lied om te sing vanmôre, daarom het ek meer as om oor bly te wees, meer as om oor te lewe, want hy, wat lewe is, het vir my gesê, ek het gekom om vir jou lewe te gee, en dit in oorvloed. En Here, vanmôre, wanneer ons hier so uit hierdie gebou uit beweeg, wanneer ons vanmôre hier uitgaan, mag ons vir die wêreld wys, my Christus is die een wat oorvloedig gee. My Christus is die een wat strome van lewende water uit my binneste laat uitvloei. My Christus wil hê ek moet leef in oorvloed, in 'n blyheid, want hy het my gekies. En hy wil jou ook kies. Dankie Here daarvoor. Dankie Here dat ons sondes, ons verlede, ons nie sal disqualify om draers van lewende strome te wees nie, om draers van vrug wat U vir ons gee te wees nie. Yes Lord. Ek ervaar net aan die Marina, moet nie die oorvloed van Christus in jou lewe keer nie. Laat dit vloei deur jou, sodat mense by jou kan rus, en by jou vrug kan eet en koelte by jou kan kry. Dankie Jesus. Dankie Here, ek loof U daarvoor. U is kosbaar en U is heilig, Here. Amen. Ons wil jou graag bedien in hierdie tyd na die beste van ons vermoë. Jy is ook welkom om te saai in hierdie bediening op die volgende maniere, deur middel van SnapScan of EFT. Ons waardeer elke bydrae en spreek die Here se rykste seën uit oor jou en jou gesin.